Ons luister vanoggend na die Here se woord vanuit Psalm 114. En vanuit hierdie skrifgedeelte gaan ons ook in die besonder voorberei op die nagmaal wat ons volgende week vier. Psalm 114 se eerste gedeelte gaan ons dan vanoggend in behandeling neem en sy laaste gedeelte DV die eerskomende Sondag. So Psalm 114 lees ons die hele Psalm saam. Toe Israel uit Egipte getrek het, die huis van Jakob uit 'n volk met 'n vreemde taal, het Juda sy heiligdom geword, Israel sy ryksgebied. Die see het dit gesien en gevlug, die Jordaan het agteruit gewyk, die berge het rondgespring soos ramme, die heuwels soos lammers. Wat is dit met jou, o see, dat jy vlug, o Jordaan, dat jy agteruit wyk, o berge, dat jy rondspring soos ramme, o heuwels soos lammers. Beef aarde voor die aangesig van die Here, voor die aangesig van die God van Jakob, wat die rots verander het in 'n waterplas, die keisteen in 'n waterfontein. Ons fokus dan in die besonder op vers 1 en 2 van Psalm 114. Toe Israel uit Egipte getrek het, die huis van Jakob uit 'n volk met 'n vreemde taal, het Juda sy heiligdom geword, Israel sy ryksgebied. Geliefde gemeente, ons het telkens nodig om te onthou waarvan die Here ons verlos en waartoe hy ons verlos. Ons kan eintlik ook sê ons moet onthou waarvan en waartoe die Here ons bevry. As ons nie onthou waarvan God ons bevry nie, dan sien ons nie reg wie en wat ons werklike vyand is nie. En as ons nie in gedagte hou waartoe God ons bevry nie, dan kan ons nie in die vryheid leef wat hy gee nie. Dan word ons vinnig weer slawe, omdat ons nie die vryheid in Christus reg ken nie. Hier in die nagmaalseisoen is ons juist besig met een van die monumente wat die Here opgerig het, sodat ons nie vergeet nie. Sodat ons nie vergeet waartoe en waarvan hy ons verlos nie. Dit is immers wat die nagmaal onder andere is. Dis 'n gedagtenismaaltyd, een waardeur ons God se verlossing en bevryding moet onthou. En in die ou kerk het die Here ook vir sy volk so 'n monument opgerig. Hy het vir hulle die Pasga ingestel, sodat hulle sy verlossing en bevryding kon herdenk en onthou. So werk die Here, ons hoor in Psalm 111, hy het vir sy wonders 'n gedagtenis gestig. Die Here is genadig en barmhartig. God stig vir sy wonders 'n gedagtenis. Hy sorg dat dit onthou word. En die Pasga, so het ons nou al gehoor, het God ingestel om sodat die volk hulle bevryding uit Egipte kon onthou. En hierdie bevryding, weet ons, was 'n skaduwee van die groot verlossing en bevryding wat ons in Christus het. Maar ons het ook nou al gehoor dat die sogenaamde Hallel-psalms, Psalm 113 tot 118 spesifiek by die viering van die Pasga gesing is. En hoe gepas is Psalm 114 nie daarvoor nie. Dit gaan spesifiek oor die bevryding van die slawerny van Egipte. By die sing van hierdie Psalm onthou die Here se volk waarvan en waartoe hulle verlos is. By die leer van hierdie Psalm leer ons uiteindelik ook waarvan en waartoe ons bevry is. En ons hoor dan eerste van die bevryding van vreemde taal. Hoor weer die woorde van vers 1. Toe Israel uit Egipte getrek het, die huis van Jakob uit 'n volk met 'n vreemde taal. Ons Psalm wil ons uiteindelik bring by die gevolge van die Here se verlossing, maar voor ons daarby kom, moet ons eers mooi hoor hoe die plek waarvan die Here sy volk bevry het, beskryf word. Die kerk van die Here, weet ons, het destyds uit Egipteland uitgetrek. En nou weet ons ook wat alles in Egipte met hulle gebeur het. In die skrif leer ons selfs hoe hulle daar gekom het. Jakob
en sy huis, sy nageslag het daarheen getrek toe sy seun Josef die onderkoning van Egipte was. En daar het die nageslag van Jakob of Israel, soos sy naam toe ook was, vir omtrent 400 jaar gebly. Maar die farao's van Egipte het begin bedreig voel oor die tempo waarteen die Israeliete meer geword het. Die Israeliete moes slawe arbeid vir die Egiptenaars begin verrig. Een farao het selfs beveel dat al die seentjies wat in Israelitiese huise gebore word, dat hulle doodgemaak moes word. Die onderdrukking van die Egiptenaars was geweldig swaar. Ons kan ons dit nie indink nie, om verslaaf te wees aan 'n ander volk, om daardie geweldige sataniese aanval op die nageslag te beleef. Dit was verskriklik. Daar was inderdaad baie sake waarvan die Israeliete bevryding sou kon verlang. Daar was baie redes op 'n bloot politiese vlak waarvoor hulle sou wou trek. Maar as ons Psalm die bevryding beskryf, dan gaan dit baie spesifiek oor die bevryding van 'n volk met 'n vreemde taal, of 'n onverstaanbare taal, soos dit letterlik staan. Dis nogal eienaardig nie waar nie. Waarom word die bevryding spesifiek geteken in terme van 'n vreemde taal? Wel, broer en suster, as ons hierdie woorde hoor, dan dink ons terug na die taalverwarring by die toring van Babel. Daar het die mense mos saamgekom om vir hulle self 'n naam te maak, eerder as om vir die naam van die Here te leef. En die Here het hulle met die taalverwarring geoordeel. Die feit dat hulle mekaar nie meer kon verstaan nie, het hulle in sonde bewerkte gemeenskap versplinter. En sedertdien is die verwarring van taal 'n teken van vyandskap. Dit hou 'n bedreiging in. Daarom het die Here ook destyds sy volk in terme van 'n vreemde taal met sy verbondswraak gedreig. Ons hoor in Deuteronomium 28 vers 49 tot 50, die Here sal teen jou 'n nasie bring van ver, van die einde van die aarde af, soos 'n arend vlieg, 'n nasie wie se taal jy nie verstaan nie, 'n nasie hard van aangesig, wat 'n grysaard nie ontsien en vir 'n seun geen genade het nie. Sien, 'n onverstaanbare taal hou 'n bedreiging in, omdat jy nie die planne wat teen jou beraam word kan uitpleis nie. Jy verstaan nie wat van jou gesê word nie. Dit is die taalverwarring en die vyandskap van Babel. En Egipte self was maar 'n namaaksel van Babel, toe Israel daaruit moes trek. Hulle was maar 'n namaaksel van daardie mensverheerlikende, onderdrukkende en gewelddadige stad. Alles aan Egipte het aangedui dat die Here se volk haar van hulle moet afskei. Maar die groot saak, wat eintlik aan die onverstaanbare tale bedreiging is die valse aanbidding wat daardeur geuiter word. Die volk van die Here was slawe van 'n volk wat hulle taal, hulle tonge, hulle lippe gebruik het om valse gode te aanbid. Hulle was per implikasie in die mag van Satan. En dit is maar wat afgodediens is. Dit is niks meer as diens aan die duiwel nie. Die Israeliete sou dus eintlik van die Here die woorde van Psalm 140 kon bid: red my Here van die kwaaddoeners, bewaar my vir die manne van geweld, wat slegte dinge in die hart bedink, wat elke dag stryd verwek. Hulle maak hul tong skerp soos 'n slang, gif van 'n adder is onder hulle lippe. Dis sulke mense wat oor die Here se volk geheers het. Sulke mense wat die Here se volk ingespan het om hulle werk te doen. Dis sulke mense wat in daardie tyd hulle hande aan God se verbondskinders geslaan het en hulle vir die afgode geoffer het. Ons weet mos die Egiptenaars het die Israelitiese seentjies in die Nylrivier gegooi. En die Egiptenaars het die Nyl aanbid, broer en suster, dit was een van hulle afgode. Die vreemde taal was maar die voorbode vir die onheilspellende Babyloniese onderdrukking en geweld. Daarvan het die Here sy volk verlos. So as dit kom by die volk se verlossing uit Egipte, dan sien ons dit was nog maar altyd 'n kwessie rondom aanbidding. Die valse aanbidding is waarvan die Here die volk bevry het. En dit is inderdaad iets waarvan ons ook bevryding nodig het.
Ons weet mos die in sonde gevalle wêreld is een van ons doodsvyande, saam met die duiwel en ons eie sondige natuur. Maar ons het ook verlossing nodig van die greep wat die teen God opstandige wêreld nog op ons het. Ons moet die geweld en onderdrukking in die wêreld inderdaad ook sien as 'n gevolg van vreemde taal, valse aanbidding. Alle mense aanbid immers iets. Alle mense wy hulle lewe aan iets of iemand. En alle mense se taal weerspieël hulle aanbidding. Daar is nie so iets soos 'n mens wat nie aanbid nie, al wil die ateïste dit dalk so sien. En as jy nie die Here in gees en waarheid aanbid nie, dan is jou lippe vals, dan praat jy die vreemde, verwarrende taal van die wêreld. Daarvan het ons ook verlossing nodig. Want ons natuurlike toestand is inderdaad dat ons deel is van die wêreld. Ons natuurlike toestand is inderdaad dat ons saam met die in sonde gevalle wêreld teen God in opstand is. Ons hoor ook in Jakobus 4 vers 4, wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Ons het dus ook verlossing nodig van die slawerny van wêreldse aanbidding. Ons het ook verlossing nodig van die mensverheerlikende en gewelddadige en selfsugtige aanbidding waarvan ons in die wêreld hoor. As ons immers nie deur Christus daarvan verlos word nie, dan word ons daardeur ingespan. Dan word ons en ons kinders uiteindelik daarbey ingespan. Ingespan om sonde, humanisme en sekularisme ons lewensbeginsel te maak. Broer en suster, sien jy die noodsaak daarvan om van hierdie dinge verlos te word? Sien jy dat hierdie sake in die omgewing, in die wêreld is as gevolg van valse aanbidding? Sien jy die bedreiging wat dit inhou? Iemand het gesê, dit is onmoontlik om ware vryheid te ken sonder om eers Egipte en sy skatte af te sweer. Dit is onmoontlik om ware vryheid te ken sonder om eers die in sonde gevalle wêreld af te sweer, om die beginsels wat die wêreldse aanbidding bepaal af te sweer, jou daarvan te distansieer. Jy kan nie die verlossing of die bevryding in Christus werklik ken sonder om wêreldgelykvormigheid te verwerp nie. Die Here het die ou kerk destyds uit Egipte, die volk van vreemde taal en valse aanbidding uitgelei. Dit is waarvan hy hulle fisies verlos het en dit is hoe ons verlossing geestelik en uiteindelik fisies moet verstaan. Maar nou is die groot blydskap deur ons Psalm heen die gevolg of die resultaat van God se verlossing. Die blydskap lê nie net in die feit dat God verlos het nie, maar ook waartoe hy verlos het. En ons hoor dan van die bevryding tot 'n koninklike heiligdom. Wat het volgens ons Psalm gebeur toe die Here se volk uit Egipte uitgetrek het? Ons hoor in vers 2 van ons skrifgedeelte, het Juda sy heiligdom geword en Israel sy ryksgebied. Die Here het nie die volk maar net bevry van die slawerny van Egipte nie, hy het van hulle iets niets gemaak. So verlos hy. Hy maak van jou iets niets. En nou hoor ons eers dat die Here van die volk sy heiligdom gemaak het. Die Here is volkome heilig, hy is heeltemal afgesonder van die kwaad, hy is skoner en heerliker as wat ons kan dink of begryp. So as ons nou hoor dat God sy volk sy heiligdom gemaak het, dan beteken dit, hy het hulle op 'n besonderse manier sy eie gemaak. Hy het hulle by hom maak pas. Hy het sy volk geheilig. Beteken hy het hulle in die eerste plek afgesonder vir homself. En dit beteken hy het hulle afgeskei van al die volke van die aarde sodat hulle hom mag aanbid. Hy het hulle ook in sy wet geleer hoe hulle heilig voor hom moet leef, om so in gemeenskap met hom te leef. Hy het hulle geheilig deur sy waarheid vir hulle te leer. Hy het aan hulle gewys hoe hulle hom in die waarheid moet aanbid, vry van die valse aanbidding van Egipte, sodat hulle skoon en heilig kan wees, soos die Here aan wie hulle behoort.
Sien broer en suster hoe die Here verlos. Hy verlos die volk van die vreemde taal en die valse aanbidding wat daarmee saamgaan. En in die plek daarvan leer hy hulle hoe hulle hom in die waarheid moet aanbid. En dit het hy in die besonder gedoen, net na hulle uittog in Egipte, toe hulle by die berg Sinaï byeengekom het. Hy het daar sy verbond met hulle bevestig, en daar het hy nie maar net die 10 gebooie vir hulle gegee nie, hy het ook sy hele seremoniële wet vir hulle gegee. Hy het hulle geleer hoe hulle hom moet aanbid. Hy het sy erediensorde vir hulle gegee, sodat hulle hom vry van 'n vreemde en verwarrende taal mag aanbid as hulle Here. Daarom kon die volk ook in die woorde van Psalm 119 dankbaar verklaar: Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, hom van harte soek, ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. Die Here het vir sy volk die pad gewys waarlangs hulle met hom kon wandel, die pad waarlangs hulle die heerlike gemeenskap met hom kon beoefen. Die broer en suster, die Here het vir hulle selfs gewys wat hulle met hulle sonde moet doen. Hy het Christus vir hulle in die sondeoffers en die groot versoenoffer laat afskadu, sodat hulle op God sou vertrou vir hulle verlossing ook daarvan. Maar hy het hulle nog verder sy heiligdom gemaak, deur hulle werklik sy woonplek te maak, deur tussen hulle in te trek, eers in die tabernakel en toe in die tempel. So het hy hom naby aan hulle gehou. Sy lewe en liefde kon vir hulle nabye werklikheid wees. So het hy sy volk tot sy heiligdom gemaak. So het hy hulle van die valse aanbidding in slawerny aan Egiptiese ideale verlos. Hy het uiteindelik van hulle 'n volk van priesters gemaak. 'n Volk wat bestaan om hulle self in liefde aan die Here toe te wy en aan hom te offer. En nou hoor ons verder dat hy Israel ook sy ryksgebied gemaak het. Hy het hulle eie koning geword. Nie meer die farao's nie, maar die Here self het oor hulle regeer. Nou is dit so, die Here was nog altyd koning van alles en almal, maar sy koningskap oor Israel was spesifiek bedoel om die vrede en geregtigheid van God se ewige koninkryk sigbaar te maak. Die res van die nasies was in rebellie teen die ware koning, maar die volk Israel kon as God se eie volk onder sy koninklike beskerming leef. Hy het dus ook in sy wette die pad gewys vir Israel om as gehoorsame onderdane in sy ryk te leef, om as gehoorsame onderdane te arbei, vry van vreemde oorheersing, vry van vyandshande. Dit is omdat Israel God as koning kon ken, wat hulle in die woorde van Psalm 124 kon sing. Geloofd sy die Here wat ons aan hulle tande nie as 'n buit oorgegee het nie. Ons siel het vrygeraak soos 'n voël uit die vangnet van die voëlvangers. Die vangnet is gebreek en ons het vrygeraak. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. So het die Here dan eintlik sy volk verlos om van hulle 'n koninklike priesterdom te maak. Hy het dit self so vir hulle in Eksodus 19 vers 6 gesê: En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Die gevolg van hierdie bevryding van die Here het selfs in die skepping weer klink. Ons skrifgedeelte sê in vers 3 en 4, die see het dit gesien en gevlug, die Jordaan het agteruit gewyk, die berge het rondgespring soos ramme, die heuwels soos lammers. Die gewig van God se verlossing van sy volk uit Egipte is in die skepping gevoel. Die see en die Jordaanrivier is met die uittog en die intog van die volk oopgekloof sodat hulle kon deurgaan. En die berge het inderdaad gebewe en gespring toe die Here by Sinaï aan sy volk verskyn het. Die grootheid van God se verlossing uit Egipte en tot 'n heiligdom en magsgebied het in die skepping weergalm. So geweldig is dit as God optree. Die kosmos voel dit. Ons vir die Here maak van sy kinders 'n koninkryk van priesters. En nou kan 'n mens dalk wonder, maar hoekom werk die Here so? Hoekom het die verlossing uit Egipte beteken dat die volk ook nou 'n koninklike priesterdom moes wees?
Dat hulle eksklusief aan die Here toegewy moes wees en dat hulle aan hom moes onderwerp. Sou dit nie dalk van die Here gaaf gewees het om hulle uit Egipte uit te lei en hulle dan vir hulle self te los nie? Sou dit nie ware vryheid beteken nie? Dat die volk daarom nou self kan besluit wat hulle wil doen en waarheen hulle wil gaan? Dis die tipe vraag wat die ongelowige wêreld en die valse kerk dikwels aan die kinders van die Here vra. As die Here dan nou uit genade verlos het, hoekom eis hy dan ook nog alleen aanspraak op jou lewe? Sal dit nie beter of gawer wees as hy jou verlos en jou dan aan jou eie keuses en jou eie begeertes oorlaat nie? Sal dit nie ware vryheid wees nie? Hoekom werk dit so in die 10 gebooie dat God se verlossing eers aangekondig word en dat hy dan dadelik sy wet gee? Is dit nie beperkend nie? Broer en suster, as die Here vir Israel uit Egipte uitgelei het en hulle gelos het, dan sou hulle kort voor lank maar weer terug in Egipte gewees het. Ten spyte van die slawearbeid, ten spyte van die kindermoord, sou hulle maar weer by die Egiptenaars aangeklop het. Daarmee het hulle tog so baie keer vir Moses gedreig. Elke uitdagingkie wat hulle op pad na die beloofde land toe raakloop, dan wil hulle terug na hulle slawe bestaan toe gaan. Dan wil hulle teen Moses gaan staan en murmureer. En as hulle so bietjie vir Moses moet wag daar by die voet van die Sinaiberg, dan wend hulle self sommer tot valse aanbidding en hulle bou vir hulle 'n goue kalf. Sien, om die volk uit Egipte te kry was een ding, maar om Egipte uit die volk uit te kry was iets heeltemal anders. En dit bring ons eintlik by die hart van die probleem. Trouwens, die hart is die probleem. Die valse aanbidding van Egipte het nog 'n greep op die volk se hart gehad. En so is dit met ons ook. Die valse aanbidding van die wêreld het in ons as sondaars wel 'n vatplek. Dit vat hande met ons sondige natuur en luister dan saam vir die duiwel. Die groot bevryding wat ons dus nodig het, lê nie in die eerste plek in die wêreld om ons nie. Ons moet dit mooi in gedagte hou. Die wêreld om ons bring baie ellendes beslis. Maar die groot probleem lê in die feit dat die wêreld deur die sonde in ons 'n vatplek kry. En dan wil die duiwel ons verslaaf aan die valse aanbidding van die wêreld. Hy wil ons verslaaf aan al die ideologieë en afgode en begeerlikhede wat ons in die wêreld van hoor. En dit is daarvan wat ons bevry moet word. En dis vir daardie bevryding wat ons iets meer nodig het as die Ou Testamentiese erediens. Daar is iets meer nodig nog as die wette van die Here. Daar is iemand meer nodig. Iemand voor wie die see hom ook sal onderwerp. Iemand voor wie die berge sal bewe as hy sy asem uitblaas. Jesus, wie se skaduwee die ou volk in die wette leer ken het, is daarvoor nodig. Hy is nodig om die slawegreep wat die wêreld en die valshede daarin op ons harte het, te breek. Hy is nodig om ons werklik vry te maak. Die wette wat die Here destyds vir sy volk gegee het, het dit reeds vir hulle geleer. Die feit dat hulle jaar na jaar 'n soenoffer moes bring, dat hulle seremonieel rein moes wees om tot die Here te kon nader. Die herhaalde offers het hulle sonde en hulle skuld aan hulle verkondig. Dit het verkondig dat hulle bemiddeling nodig het om tot God se heiligdom te mag inkom. Hulle erediens het geroep na 'n middelaar wat finaal met die sonde en die sondeskuld sou afreken. Die middelaar waardeur die volk vir ewig God se heiligdom mag wees, waardeur hulle vir ewig in God se nabye teenwoordigheid kan leef. En Jesus is daardie middelaar. Deur hom het ons toegang tot God en dus tot egte en ware aanbidding. Jesus het deur sy enige offer dit wat verwydering bring tussen ons en God werklik tot niet gemaak voor die Vader. Hy het ons met sy bloed gekoop en hy is nou ons eienaar. Ons is vry van die heerskappy van die sonde en valse aanbidding in ons lewe. Ons kan die Here in gees en in waarheid dien, soos wat hy eis. Dit is
by hierdie verlossing wat Jesus vir ons gekry het, wat hy ook sy kerk beskerm. Hy maak van sy gemeente sy ryksgebied. Hy vestig ons rondom sy orde, sodat die verlossing en die bevryding deur geslagte heen mag trek, en sodat ons ook uiteindelik self kan volhard. Dit doen hy as die groot koning. Sien broer en suster, Jesus het ons verlos deur hom volledig aan die Here toe te wy of te heilig en te onderwerp. En daarom is hy dus die eerste heiligdom en is die Here se heerskappy ook vir hom gegee. As sy gees dan in ons werk, dan werk hy in ons toewyding en onderwerping aan die Here. Hy werk in ons toewyding want hy maak van ons 'n heiligdom. Hy lei ons om heilig en toegewy aan die Here te leef. Hy lei ons om ons met goeie werke te versier en hy lei ons in die ware aanbidding. Maar hy lei ons ook om ons gewillig aan die Here te onderwerp, om hom as die enigste koning van ons lewe te erken, sonder om te praat. Elkeen wat dus aan Jesus Christus deel het deur die geloof, het hierdie gees. As mens vir hom luister, dan volg 'n lewe van toewyding aan God, daar volg 'n lewe van onderwerping aan God. 'n Lewe wat al hoe meer vry word van die Egiptiese of wêreldse vreemde en valse taal. Een wat groei in die aanbidding van die lewende God. Dis wat gebeur as ons as individue vir die Heilige Gees luister. Dis wat gebeur as egpare en gesinne vir die Heilige Gees luister. Dis wat gebeur as gemeentes vir die Heilige Gees luister. Daar is 'n groei in toewyding en onderwerping aan God. Ons word al duideliker God se heiligdom en ryksgebied. So maak die Here ons dus anders as die wêreld. Hy isoleer ons nie van die wêreld nie, maar hy bekwam ons om gehoorsaam onder hom, heilig onder sy heerskappy in die wêreld te leef. Jesus bid immers in Johannes 17 vers 15. Daar bid hy, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Jesus se voorbidding behels is dat ons werklik in die wêreld leef, maar vry van die beginsels en slawerny van die wêreld. Hy bid dat die Vader ons van die bose sal bewaar. Daartoe verlos die Here ons. En dit is ook wat ons ewige eindbestemming behels. Die nuwe aarde, broer en suster, gaan bewoon word deur almal wat in hierdie lewe reeds deel vorm van God se heiligdom en sy ryksgebied. En die nuwe aarde sal een groot heiligdom en ryksgebied van die Here wees. Dit sal 'n plek wees waar hy ongehinderd deur enige kwaad onder ons sal woon. Dit sal 'n plek wees waar ons ongehinderd deur enige kwaad vry en gehoorsaam onder sy koningskap kan leef. Wat 'n lieflike vooruitsig. Maar dis ook 'n vooruitsig wat ons in werklikheid diep moet laat nadink oor ons gemeenskap met die Here. Ons moet vra, maar kan ek sê dat ek werklik deel vorm van God se heiligdom en sy ryksgebied? Is my lewe met ander woorde een wat groei in toewyding en onderwerping? Distansieer ek my al hoe meer van die sondige beginsels en aanbidding van die wêreld, die idees van die wêreld? Is my huwelik een wat groei in toewyding en onderwerping? Groei ons as 'n gesin daarin? Is ons as gemeente duidelik 'n heiligdom en 'n magsgebied van die Allerhoogste? In 'n tyd waarin kerke so graag wêreldgelykvormig wil wees, is ons duidelik anders? Dis uiteindelik die groot vraag. Is ek duidelik anders? Geliefde gemeente, laat ons terdee onthou waarvan en waartoe die Here ons verlos. En laat ons dit veral doen in hierdie nagmaalstyd waarin ons nou is. Laat ons in al ons lewensfasette wegdoen met vreemde taal en valse lippe. En laat toewyding en onderwerping aan God ons woorde en ons dade kenmerk. Dit is
die Here se wil. En so wil die Vader ook ons Here Jesus se gebed verhoor. So wil hy Jesus verhoor waar hy in Johannes 17 in verband met die gelowiges ook gebid het. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Amen.